God in die oggend wat sag op ons straal, die eerste lig voor die dag ons haal. God in die stilte waar die wêreld wag, U wat ons roep en ons roete bepaal. God in die asem wat ons stil inhaal, en elke tree nog voor ons val. God in die begin van elke dag, waar ons leer om te vertrou en op U wag. God in die môreson, God in die nagteruim, onse Vader in die hemel, laat die lig op ons skyn. Daar waar ons voete ook al loop, daar waar ons stil mag staan, is U die God wat by ons bly, die een wat ons hart verstaan. God in die klein dorp, stof en klip, ons soek skadu onder die boom bly ons sit. God in die huise, oud en stil, waar stories leef en harte wil. God in die wind wat saggies praat, U woord wat lei op elke pad. God in die eenvoud van ons dag, waar U ons seën en dagliks dra. God in die môreson, God in die nagteruim, onse Vader in die hemel, laat die lig op ons skyn. Daar waar ons voete ook al loop, daar waar ons stil mag staan, is U die God wat by ons bly, die een wat ons hart verstaan. As die pad lank raak en die lig word min, hou U ons hand vas en wys ons weer begin. Nie alleen nie, nooit verlate nie, U loop saam met ons elke tree. God in die môreson, God in die nagteruim, onse Vader in die hemel, laat die lig op ons skyn. Daar waar ons voete ook al loop, daar waar ons stil mag staan, is U die God wat by ons bly, die een wat ons hart verstaan. Ons is op pad na God se hart. Ons is op pad na God se hart. Saam reis ons pad langs, met ons op U gerig. U Gees wys ons die rigting, U woord gee ons die lig. Deur dorpies en bestemmings, 'n padstal of twee, saam reis ons pad langs na God se hart.
pad laas na God se hart. Van moed verloor se vlakte tot by Vredefort, deur berge en vallei tot waar die pad weer reguit word. Van die son se eerste opkoms tot hy rustig weer gaan sak. Reis ons saam met Jesus daagliks op pad na God se hart. Met elke kilo sal ons harte vol van lof en naam besing, en met ons lewe wil ons langs die pad eerbied aan U bring. Ons lippe sal U naam bely, ons stemme sal dit sing. Soos ons in verwondering na God se hart kyk. Goeiemôre vriende. En hartlik welkom vir almal van julle hier by vanoggend se erediens dan ook. Toe ek nou weer na daardie reeks liedjie van ons luister, toe ek myself hoe vinnig hierdie jaar loop, net dit voel soos nou die dag wat ons afgeskop het met hierdie reeks en waar ons vir mekaar gesê het dat die enigste manier wat ons by God se hart kan kom, is om in die Jesus bussie te klim. En so het ons in die Jesus bussie geklim aan die begin van die jaar en deur die jaar al by verskillende temas stil gestaan. En hier is ons vanoggend by ons tweede geleentheid waar ons gesels oor dorpies en bestemmings wat ons langs ons pad, op pad na God se hart gaan vind dan ook. Vanoggend gesels ons oor die dorpie wat baie van ons al besoek het, glo ek, en dit is die dorpie Reddersburg, en ons gaan vandag hoor wat daardie dorpie ook vir ons leer oor God se hart. Baie welkom vir elkeen van julle, ons het 'n paar besoekers vanoggend ook hier by ons, vir die Nel gesin, vir julle wat hier so is, maar ook vir Dominee Nico Besaidenow wat hier is. Nico, jy's ook 'n bekende gesig hier by ons al. So ons gaan nou in die geleentheid hê om saam met sy geloofsfamilie ook te deel in die doop van 'n verbondskind van die Here, en die doop gaan deur Dominee Nico vandag vir ons gedoen word. En ons gaan saam die Here se naam loof en prys vanoggend en die Here se naam verheerlik deur alles wat vanoggend in hierdie diens gebeur. As jy enige kinders in die diens is, julle kan nou al reeds sommer direk uitgaan na die kinderkerk. Die kinderkerk wag vir julle. Hulle is reg vir julle daar, so julle kan so lank uitgaan na buitekant toe terwyl ons kinders na buite beweeg. As jy nog nie die geleentheid gekry het nie en dit nog nie gedoen het nie, gee ek nou vir jou die geleentheid. Draai genoeg mekaar toe, sê vir mekaar môre en welkom. En as jy iemand sien wat nou vir die eerste keer hier voor jou of agter jou sit, sê vir hulle 'n besonder welkom hier by ons gemeente vanoggend. Dan wil ek ook so aan die begin van die diens vra, ek wonder, Tannie Susan van die Westhuizen, is jy hier vanoggend? Steek jy vir my die hand op as jy hier is. Ek dink amper nie so nie. Die 13de Augustus word Tannie Susan 80 jaar oud. So op hierdie baie spesiale verjaarsdag, baie geluk met Tannie se verjaarsdag ook, vir jou geliefdes, en ons bid die Here se seën ook oor die nuwe lewensjare. As ons dalk later na die opname van die diens kyk, ons sal sorg dat Tannie se pakkie by Tannie uitkom dan ook. Liewe gemeentevriende, ons gaan ons harte voorberei om die Here se naam te loof en te prys en die Here te verheerlik vir wie hy is. En terwyl ons musiekspan na vore kom, gaan ek vra dat ons oë sal sluit en dan gaan ek vir ons open deur 'n gebed saam te doen. Kom ons bid tot eer van die Here. Abba Vader, Here, wat 'n voorreg is dit nie om vanoggend te kan wakker word met die geskenk van die lewe nie. Here, elke dag is 'n genade geskenk uit U hand uit. Here, elke hartklop, elke asem, alles is net genade. En Here, elke asem, elke hartklop, elke oomblik van elke dag is 'n getuienis oor U Vaderhart wat klop vol liefde en genade vir elkeen van ons. Here, U is so goed vir ons. En ons wil U naam loof en prys daarvoor. Here, ons bid dat U naam verheerlik sal word deur alles wat vanoggend in hierdie diens gebeur. En Here, ons bid dat U vanoggend nog meer van U hart vir ons sal kom wys, Here, sodat ons U nog dieper kan leer ken. En Here, dankie vir wie U is.
Dankie dat U ons God is. Dankie dat ons die voorreg het, Here, om kinders van U te mag wees. Ons loof U en ons prys U heilige naam daarvoor en ons bid dit alles met vrymoedigheid in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Liewe gemeente, vriende, kinders van die Here, ek groet jou vanoggend in die naam van die drie-enige God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Die God in wie se teenwoordigheid ons vanoggend hier is. Die God wat ons hier wil kom ontmoet vanoggend en vir ons sy genade en sy vrede wil gee. Amen. Goeiemôre almal. Julle kan maar net daar staan, opwarm. Wat 'n wonderlike voorreg is dit om hier te kan wees in die teenwoordigheid van die Here, waar hy ons kan omhels met sy liefde, sy getrouheid, en dat ons gaan weet dat ons syne is. En soos ek Vrydag gesê het in die oordenking, dit is hoekom ons kan jubel en juig, want ons is sy kinders. Geniet die diens. Dans 'n bietjie as jy kou kry, laat die bloed kan vloei na die tone toe. Jy kan maar beweeg. Maak jouself lekker warm en sing lekker saam. Hier gaan ons. Wat 'n vriend het ons in Jesus. Hy wat in ons plek wil staan. Wat 'n voorreg om gedurende tot Gods troon weer om te gaan. Hoe verbeer ons toch die vrede? Ach, hoe dikwels lei ons maar. Net omdat ons nie Ons nodig, hy stort in Gods Vaderhart. As versoeking en beproeving, of as kwelling ons bedreig, laat ons nooit mismoedig word nie, laat ons bedes opwaarts styg. Nêrens is 'n vriend getroue as hy wat ons nodig weet. Jesus voel met al ons zwakheid en wil deel in al ons leed. Die hemelruim is vol van sy majesteit. Die aarde is vol van sy roem. Hy kom met die glans van die lig. Weerligte blits uit sy hand. Sy hand so vol mag. Voor hom uit gaan die pes. In sy voetstappe volg die dood. Wanneer hy staan, skud die aarde. Wanneer hy kyk, bewe die nasies. Die eeuwe berge verkrummel. Die ou heuwels val in mekaar. Die berge waaroor hy van ouds af gewandel het. Hy is so vol majesteit. Al sou die vyeboom nie bot nie, en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie. Al sou die olyfoes misluk en die lande geen oes lewer nie. Al sou daar geen kleinvee in die kampe wees nie en die beeskrale sonder beeste wees. Nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God, my redder.
Al sou die leefvoes misluk en die lande geen oes lewer nie. Al sou daar geen plek weer in die kampe meer wees nie en die beestrale sonder beeste wees. Nogdan sal ek in die Here jubel, sal ek juig, my God, my redder. Die Here my God, hy gee my krag, hy maak my voete soos die vaderhebel, op hoë plekke laat hy my veilig loop. Die Here my God, hy gee my krag, hy maak my voete soos die vaderhebel, op hoë plekke laat hy my veilig loop. Al sou die vye boom nie bot nie, en daar geen drywe aan die wingerde wees nie. Al sou die leefvoes misluk, en die lande geen oes lewer nie. Al sou daar geen plek weer in die kampe meer wees nie, en die beestrale sonder beeste wees. Nogdan sal ek in die Here jubel, sal ek juig, my God, my redder. Die Here my God, hy gee my krag, hy maak my voete soos die vaderhebel, op hoë plekke laat hy my veilig loop. Die Here my God, hy gee my krag, hy maak my voete soos die vaderhebel, op hoë plekke laat hy my veilig loop. Die Here my God, hy gee my krag, hy maak my voete soos die vaderhebel, op hoë plekke laat hy my veilig loop. Die Here my God, gee my krag, hy maak my voete soos die vaderhebel, op hoë plekke laat hy my veilig loop. 1, 2, 3. Neem my lewe, laat dit hier, U gewy, wees meer en meer. Laat my hart juig en van dankbaarheid getuig. Neem my hande, maak ons sterk, diensbaar in die goeie werk. Neem my voete sweel neer en met tot die Heer. Neem my stem en laat dit sing aan die Here hulde bring. Laat my mond die boodskap dra, elsof wat daai vra. Neem my goud en silwer Heer, niks doen my eie meer. Al my kennis en verstand stel ek in die Vaderhand. Maak my hart vir U tot troon, deur die Gees wat in my woon. Rig my wil, gevoel en daad, altyd na U wyse hand. Die wat wag op die redding van die Here, vind rus in die skadu van die heilige God.
die almagtige. Ek sal sê, die Here is my vesting. Ek sal sê, die Here is my toevlug en krag. My God wie ek vertrou, is my God. Ek vertrou die grote naam, die wat glo, sal nie nooit ooit beskaam. My God in wie ek glo, op wie sal ek vertrou, is my God. Ek vertrou die grote naam, die wat glo, sal nie nooit ooit beskaam. My God in wie ek glo, op wie sal ek vertrou. Verlede Sondag met ons belydenis aflegging, toe het ons gehoor dat in Hebreërs 13 vers 15 ons staan daar, dat het God se hart bly maak wanneer ons deur Jesus aan God 'n offer van lof bring. Die offer wat gebring word deur die lippe wat sy naam bely. En dis presies wat ons nou gedoen het, wanneer ons hierdie liedere sing tot eer van die Here, dan bely ons saam as 'n geloofsfamilie, so wat ons nou gesing het. U is my God, en ek vertrou u grote naam. En ek dink nie daar's enige iets wat vir ons meer vertel van God se hart, as behalwe dat ons God se woord hoor, maar ook die sakramente wat ons in die kerk bedien. Die nagmaal vertel vir ons van God se hart, en die doop getuig oor God se hart vir elkeen van ons. Ons het die wonderlike voorreg vanoggend as 'n gemeente om weer saam te vier in hierdie doopviering. En ek wil sommer daarom vra, Dominee Nico, dat jy vir ons sal vorentoe kom, en dat jy vir die doop vir ons ook sal bedien dan ook. Soos Jaco gesê het, dit is vir my 'n voorreg om ook hier die doop te kan bedien, en ek kom al eintlik 'n lang pad saam met die gemeente, maar ek wil heel eers vir die kerkraad en vir julle ook baie dankie sê dat ek die voorreg het om vanoggend vir klein Lukas te kan doop. Ek kom 'n lang pad saam met die familie, saam met Richard en Janneke, en dit is vir my baie spesiaal dat ek en my vrou vandag hier kan wees en hierdie besonderse geleentheid, eintlik 'n heilige moment, saam met julle en die gemeente te kan beleef ook, en saam met die familie. Vriende, die Here sê vir ons dat ons gedoop word, juis om ons te herinner aan 'n verbond wat God met ons sluit. En dit beteken dat God ons eerste kies en sê, ek wil vir jou 'n God wees. So lank voordat hierdie babetjie verstaan waaroor dit gaan, het God al reeds hom gekies. En dit is wat die doop so kosbaar maak, is dat God kom vra nie, hoe lyk hierdie kind? Is sy ouers mense wat wel af is, of is dit mense wat hoë status in die gemeenskap beklee, of is dit mense wat ek daarom kan vertrou?
Nee, God kom en hy kies hierdie kind soos wat hy hulle ouers gekies het. En hy sê, ek wil vir jou 'n God wees. So, die Here Jesus Christus het ook voor sy hemelvaart aan sy disippels die opdrag gegee en vir hulle gesê, gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. So die Here hom verbind tot ons. En dan vra hy van ons dat ons hom in dankbaarheid en in gehoorsaamheid sal dien. So ons reaksie op die feit dat God ons kies, is 'n reaksie van dankbaarheid en ook gehoorsaamheid aan die Here. So wat is die doop dan? Die doop is eintlik iets waarmee die Here vir ons kom bevestig dat hierdie kindjie ontvang eintlik God se liefde en alles wat daarbey ingesluit is. Hierdie kindjie het nou deel ook van kleins af aan hierdie verbond wat God met sy volk sluit. Die doop beteken ook dat ons kinders verbind word aan Jesus Christus en dat die ou natuur, die sondige natuur eintlik gekruisig is saam met Christus, maar ook dat hy die nuwe lewe ontvang saam met Christus wat uit die dood uit opgewek is met die opstanding. Die ander baie belangrike ding is, en dit is hoekom dit so spesiaal vandag vir my is om hier te kan wees, is dat hierdie babatjie word ingelyf binne 'n geloofsfamilie. In hierdie geval binne die gemeente van Oos-London gemeente, NG gemeente. En dit beteken dat hierdie kindjie nie net deur sy ouers opgevoed sal word nie, maar dat die gemeente eintlik verantwoordelikheid vat ook vir hierdie kind se geloofsgroei. En dis so besonder dat ons weet, dis nie net die ouers wat hierdie verantwoordelikheid het nie, maar die hele gemeente vat die verantwoordelikheid. Ons sal net ook sien as hulle moet antwoord op die vraag wat ek hulle gaan vra. Hierdie doop verseker ons ook, en dit moet ons ook onthou. Die doop verseker ons dat God ook sy gees gegee het om in ons te woon. So wanneer ons Jesus Christus ontvang ons ook die Heilige Gees. Die Heilige Gees is nie iets wat ons later in ons lewe met paemente aankoop tot ons op ons beste is en dan kry ons die Heilige Gees nie. Wanneer ek Christus ontvang ek ook die Heilige Gees. En dit kom bevestig die doop ook vir klein Lukas, vir sy ouers, maar ook vir julle. Onthou die doop word juis in die gemeente bedien om die gemeente ook te herinner aan al hierdie dinge. Dat ook jy deel is van God se verbond. En nou wil ek eintlik ook spesifiek met julle praat as ouers, want die doop verplig ons ook tot iets. Dit verbind die ouers om hulle kinders, soos hulle opgroei, ook oor die betekenis van hierdie genadeverbond in te lig. Met ander woorde, om hulle te leer wat dit beteken. En julle sal nou weet wat klein kindertjies het, om ook 'n voorbeeld vir hulle te wees. Want wat hulle sien, dit leef hulle ook uit. Ek moet net dit met julle deel. Ek het 'n klein kind, sy's nou so 3,5 jaar oud. En dan, ek het so 2 weke terug haar sussie, wat nou 4 maande is, gedoop onder in Kaapstad. En hierdie week sê sy spontaan een aand vir haar ma, die ouer enetjie wat nou 3 jaar oud is, ag, ek wens ek is weer 'n baba, dat oupa weer die water op my kop kan sit. En iets daarvan het my net laat snap, dat ons kinders hoor met hulle oë. Hulle kan nie noodwendig altyd alles verstaan wat ons sê nie, veral as hulle klein is. Maar hulle sien wat ons doen. Hulle sien hoe jy
op jou knieë gaan as jy bid. Hulle sien hoe jy jou Bybel lees. Hulle verstaan nie noodwendig al die woorde wat jy sê nie, maar hulle sien wat jy doen. En daarom moet jy ook as geloofsouer weet, jou kind hou jou dop. En wat 'n voorbeeld stel jy vir jou kind? Ek gaan nou vra ook dat Richard en Janneke vorentoe kom, en julle kan klein Lukas ook inbring. Hy is daar agter, julle kan sommer daar staan, ek gaan hier kom staan by julle. Sy. Hallo Lukas. Richard en Janneke, julle het nou gehoor dat die doop 'n goddelike instelling is. En dat die Here sy verbond van genade ook met julle kind sluit. En daarom is dit nou vir my nodig om ook die volgende vraag vir julle te vra, om te bevestig dat julle hierdie doop gebruik nie uit gewoonte of bygelowigheid uit nie, maar dat julle opreg in hierdie verbond ook wil deel saam met julle kind. Ten eerste, bely julle dat klein Lukas ook in Christus aan God behoort en daarom ook as 'n lidmaat van sy gemeente gedoop word. En ten tweede, bely julle dat die leer van die Ou en die Nuwe Testament wat ook in ons Christelike geloofsartikels vervat is en in die kerk geleer word in die gemeente, die ware en volkome leer van die verlossing is. En ten derde, beloof julle om hierdie kind van wie julle die vader en die moeder is, in die leer na die beste van julle vermoë te onderrig, en luister mooi gemeente, en te laat onderrig. Dit beteken dat julle nie alleen verantwoordelik is vir klein Lukas se geloofsgroei nie, maar die hele familie wat hier sit. Die gemeente ook is verantwoordelik daarvoor. En ek wil hê julle moet hierop opreg antwoord of dit ook julle begeerte is. Ja. Lukas Nel, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Kom ons maak die oë toe, dan bid ons saam. Here onse God, ons dank U vir hierdie heilige momente, waar U gemeente ook opnuut herinner word, dat U ons eerste kies. Mag ons ook, Here, in hierdie oggend opnuut weer ook hierdie geloofsvertroue ervaar, wat U deur U Gees kom opwek in ons, waarin ons weer weet, God is met ons. Hy hou ons vas, hy dra ons, want ons is syne. Net soos wat klein Lukas en sy mamma en pappa aan U behoort, Here, so behoort ons elkeen aan U. Het U reeds gekies. Here, skenk ons die genade om vanoggend opnuut weer ook vir U te kies. Here, ek bid U seën af op hierdie gesinnetjie, op hulle familie. En mag hulle, Here, wanneer hulle klein Lukas sien, opnuut weer herinner word aan U liefde vir ons, maar mag ons ook herinner word dat ons die afhanklikheid van U moet hê soos 'n kind. En mag die asem wat ons het, Here, elke dag 'n loflied wees aan U die God
wat ons eerste gekies het. Amen. Vriende, ek wil graag vanoggend 'n seënbede ook vir hierdie jong gesin ook toesing. En jy weet, 'n mens word so bewus daarvan, dat die voorreg om te kan asemhaal, is eintlik so kosbaar, want deurdat ons asemhaal, leef ons. En deurdat ons leef, bring ons eintlik aan God die heerlikheid, en verheerlik ons hom, en verheerlik ons sy koninkryk. So ek wil graag vandag ook 'n seënlied vir hulle toesing, met die bede, dat God ook hulle asems, selfs klein Lukas sal gebruik, om hom te verheerlik. Hierdie asem wat jy uitblaas, het hy vir jou gegee. Mag dit lewe spreek, mag dit kettinge breek in sy naam, sy heilige naam. Laat jou asem sy loflied wees. Laat jou asem spreek teen die vrees. Mag die genade van Jesus met jou wees. Mag die liefde van die Vader jou kom vul. En jou leer van sy wil. Mag jy een wees met sy gees, soos jou asem en jou vlees. Laat jou asem sy loflied wees. Ek wil vra dat Dr. Jaco ook saam met my net sal kom vir Richard en vir Janneke gelukwens. Baie geluk Richard, hierdie is, jy sal sien daar's 'n mooi plakkaat ook, baie geluk my skat. Baie geluk hoor. Julle kan maar gaan sit, baie dankie hoor. Jy moet op hom. Wat 'n wonderlike voorreg is dit nie om so as 'n geloofsfamilie te kan deel in die doop van nog een van die kinders van die Here nie. Want soos 'n herinnering vir elkeen van ons wat ook gedoop is, nê? En die beloftes van die Here wat vandag nog steeds waar is vir elkeen van ons dan ook. Ek wil vir ons uitnooi om ons Bybels oop te maak by Jesaja hoofstuk 12.
Jesaja hoofstuk 12. En weer eens vanoggend gaan ons bietjie gesels oor die dorpie Reddersburg en wat dit vir ons leer van God se hart. Maar met ons Bybel so oop voor ons, kom ons word stil en dan vra ons die Here om ook deur sy woord vandag sy hart met ons te kom deel. Here, wat 'n voorreg is dit nie om u woord te kan oopmaak, Here. En te weet dat die woorde wat ons nou gaan lees, dis nie sommer net gewone storie nie. Dis nie sommer 'n gewone storieboek wat ons lees nie, Here, dit is u woord wat ons hoor, dis u stem wat ons hoor, dis u wat met ons praat. En ons vra daarom, o Heilige Gees, dat u nou al die ander stemme sal stilmaak, al die dinge wat ons aandag of ons gedagtes kan aflei, en ja, help ons om te luister na dit wat u vanoggend vir ons wil sê. Breek hierdie woorde vir ons oop, help ons om dit nie net te hoor nie, maar om dit te verstaan, maar Here, kom vorm ons ook deur hierdie woorde. Here, ons wil mense na u hart wees. Ons wil wees soos u wil hê ons moet wees. Hier is ons, Here. Kom praat met ons, kom wys u hart vir ons honger en ons dors na u. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Die woorde is daar op die skerm, lees dit saam met my. Ons gaan die hele hoofstuk daar saam lees. Op daardie dag sal jy sê, ek loof u, Here. U was kwaad vir my, maar u is nou nie meer kwaad nie. En u het vir my uitkoms gegee. God is my redder. Ek vertrou op hom. Ek is nie meer bang nie. Die Here my God is my krag en my beskerming. Hy is my redder. Met blydskap sal julle water skep uit die fonteine van redding. Op die dag sal julle uitroep, loof die Here, roep sy naam aan, maak sy dade onder die volke bekend en verkondig dat sy naam groot is. Sing tot eer van die Here, want hy het groot dinge gedoen. Maak dit aan die hele wêreld bekend. Jubel en juig, inwoners van Sion, want groot is die Heilige van Israel en hy is by julle. Groot is die Heilige van Israel en hy is by julle. Ek lees dit weer vir ons vers 2 ook. God is my redder. Ek vertrou op hom. Ek is nie meer bang nie. Die Here my God is my krag en my beskerming. Hy is my redder. Nou julle, voordat ons nou gesels oor hierdie teksgedeelte, dan in Lukas 2 is daar nog 'n gedeelte vers 10 tot 11 waar ons lees van Jesus se geboorte en daar sê ons, toe sê die engel vir hulle, moenie bang wees nie. Moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is. Wat is hierdie goeie boodskap? Wat is hierdie goeie tyding? Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus, die Here. Vandag is daar vir julle die verlosser gebore, die redder gebore, Christus, die Here. Nou julle op hierdie pad na God se hart besoek ons verskillende dorpies en bestemmings. Verlede Sondag het ons gekom met die dorpie Welkom. En toe het ons gehoor die dorpie Welkom sê vir ons welkom. Was daar nou een kenmerk is van die dorpie Welkom is die klomp sirkels wat jy daar binne vind. En toe het ons vir mekaar gesê partykeer ry ons so sirkels om God se hart, want ons mis eintlik die punt dat God eenvoudig met oop arms vir ons staan, sonder addisionele vereistes en dinge wat ons eers moet doen. God sê welkom. Welkom by my, welkom in 'n verhouding met my. En toe het ons gehoor hoe Jesus, die wyse wat hulle destyds in die tabernakel aanbid het, en homself kom waarmaak het, en hoe Jesus vir ons gesê het, ek is die weg na God se hart toe. Welkom. Enigiemand wat in my glo, welkom in die teenwoordigheid van die Here. Vandag gesels ons oor die volgende dorpie, Reddersburg. Enigiemand al in Reddersburg gewees? Van julle? Nee, daar is. Nou julle vir interessantheid, so ietsie oor die dorpie Reddersburg. Die dorpie Reddersburg het sy ontstaan te danke, omtrent hier rondom 1859, toe die gereformeerde kerk, wat die Dopperkerk, destyds 'n plaas gekoop het in die Vrystaat, en hulle wou toe daar 'n kerkdorpie gevestig het. Wat is 'n kerkdorpie?
'n dorpie wat die kerk is die middelpunt van hierdie dorpie en rondom die kerk ontwikkel die res van die dorpie en die kerk is eintlik ook verantwoordelik vir die bestuur van die dorpie en die beheer van die dorpie. Nie munisipaliteite soos wat ons dit vandag ken nie. So die gereformeerde kerk het 'n stuk plaas, ek dink dit was die plaas Vlakfontein gewees en hulle het hierdie plaas gekoop en hulle het toe nou hierdie kerkdorpie daar begin en toe noem hulle die dorpie Reddersburg as 'n verwysing na Jesus wat ons redding is. So die dorpie se naam was 'n getuienis in die wêreld oor wie Jesus Christus is. Dit was 'n geloofsbelijdenis van die kerk gewees van daardie tyd. So enigiemand wat deur hierdie dorpie ry of die dorpie besoek, moet weet wie is ons redding en waar kom redding vandaan. En wat interessant is, die kerkie is dan nog die grond is gekoop in 1859 en eers in die jaar 1900 is dit oorgegee aan munisipale bestuur gewees. So vir die eerste 40 jaar van hierdie dorpie was die kerk verantwoordelik vir die waardes van daardie dorpie, vir hoe die dorpie gefunksioneer het en was God se wil en God se woord die maatstaf waartoe hulle dit gedoen het. En tot vandag toe nog is hierdie die boodskap van die dorpie Reddersburg vir enigiemand wat daardeur ry. Wie is ons redder? Jesus Christus is ons redder. Daar het in hierdie dorpie ook nog iets indrukwekkends gebeur rondom die jare 1900 toe daar deel van die Boereoorlog 'n groot oorwinning behaal is deur die Britse deur die boeremagte wat daar was. Die Britse soldate was baie meer as hulle gewees. Hulle was eintlik veronderstel om nie 'n kans te staan in hierdie oorlog nie, maar die Here het aan hulle die oorwinning gegee. Die Here het hulle gered. En so in die stories en die geskiedenisverhale van die dorpie Reddersburg sien ons oor en oor en oor hierdie boodskap van Jesus is ons redder. Jesus is die een wat ons red. Jesus is die een wat altyd daar is vir ons. En ons as Christene weet, dis in die hart van wie ons as kinders van die Here is, nie? Ons is mense wat glo dat Jesus Christus ons verlosser is. Ons glo in die kindjie wat gebore is, in 'n nederige stal, om ons verlosser te kom wees, om ons te kom red. Maar dis nie iets wat ons net eers vind in die verhaal van Jesus nie. Die hele Bybelverhaal vertel vir ons van God se hart en God se hart as 'n redder vir sy mense. As ons gesels oor God as 'n redder, dan leer ons God se hart ken. En is hierdie dorpie wat ons vandag besoek, op pad na God se hart toe. Ons is op reis hier op pad na God se hart en die dorpie Reddersburg vertel vir ons nog iets van wie God is wat ons aanbid. Dit vertel vir ons van God se hartklop vir my en jou. Maar vir ons om te verstaan wat God se redding behels, moet ons ook verstaan waarom dit nodig was dat God ons kom red het. Julle sien as ons Jesaja 12 lees, toe ek hierdie gedeelte lees, die eerste keer wat ek dit lees, en ek sien daai eerste vers, toe lees ek, op daardie dag sal jy sê, ek loof U Here, U was kwaad vir my, maar U is nou nie meer kwaad nie. Toe ek daardie gedeelte lees, dink ek, maar is God 'n God wat kwaad is? Baie van ons het 'n groot geword met hierdie prentjie van God, dit lyk my 'n hak weer, Here moet hom maar aanbeweeg vir my asseblief dan. Baie van ons het groot geword met hierdie prentjie van God is 'n God wat kwaad is. God is 'n God wat in die hemel sit en elke keer wanneer mense foute maak, dan straf God ons vir die foute wat ons maak, want God is nou kwaad vir ons. Ek het as kind altyd bang gewees vir die donderweer, want ek het gedink as 'n donderweer is as dit die Here wat raas met my. Dan dink ek, eers het ek nou iets fout gedoen, eers het ek nou sonde gedoen, eers het ek iets verkeerds gedoen, en hier kom die donderweer en God raas nou met my uit die hemel uit. En baie van ons het groot geword met hierdie gedagte van ek is bang vir die Here, want God is 'n God wat kwaad is vir ons as mense wanneer ons verkeerde dinge doen. Is God kwaad? Hier lees ons dan in sy woord dat God was kwaad vir my, maar U is nou nie meer kwaad vir my nie. Ek dink ons moenie sommer vers soos hierdie te maklik probeer wegpraat nie. Ek dink in vandag se tyd, hel ons weer oor na die ander kant toe, dat ons so begin fokus het op God se liefde en God se genade en God se seën oor ons lewe, dat ons verse soos hierdie probeer wegvertaal en ons moet dit nie doen nie. Want in hierdie woorde leer ken ons ook iets van God se hart, maar ons moet dit reg verstaan.
Natuurlik raak God kwaad. Jesus self was kwaad. Dis hoekom toe Jesus by die tempelplein gekom het en gesien het hoe mense sy Vader se huis wat 'n plek van aanbidding was, besig was om onrein te verklaar, het Jesus kwaad geword, hy het woedend geword en tafels omgegooi. God raak kwaad. Hoekom raak God kwaad? God raak kwaad, want ons moet altyd onthou, dat die God wat ons aanbid, is 'n heilige God. God is nie 'n mens nie. God is nie een van ons nie. God is nie, en ek wil dit met respek en met agting hieroor sê, as ons praat van wie God is, en God se heilige naam, en God se heiligheid, dan moet ons besef dat die God wat ons aanbid, is die skepper van die heelal. Hy is ons God, hy is ons Abba, hy is ons Vader. En ons het die voorreg dat Jesus vir ons sê, ek noem julle vriende. So wat ons nou gesing het, wat 'n vriend het ons in Jesus. Maar julle om God 'n vriend te kan doen, is 'n voorreg. Dis 'n genade wat ons het om God vriend te noem. En ek wil dit nou vandag so sê, daar's 'n baie groot verskil tussen God is my vriend en God is my pel. Of God is my Vader en God is die ou baas daarbo. Daar's 'n groot verskil tussen die twee. En daarom moet ons nooit vergeet dat alhoewel ons die voorreg het om in 'n intieme verhouding met God te lewe, moet ons nog steeds altyd onthou met wie ons te doen het. God is God. Hy is die heilige God. Aan hom kom toe al die lof en die eer en die heerlikheid tot in ewigheid. En daarom wanneer ons met vrymoedigheid in sy teenwoordigheid is, wanneer ek met vrymoedigheid in God, met my hart met God mag deel en hoor ek kan in 'n verhouding met God lewe, is dit altyd met 'n hartsgesindheid waar ek op my knieë dit doen. Want ek is 'n mens en God is God. En ek is 'n sondaar, ek het foute, ek het dinge in my lewe wat nie reg is nie, maar God is heilig. Dis iets hiervan wat ons beleef, dat elke keer wat ons in die Bybel lees waar God mense ontmoet, toe Jesaja wat hierdie woorde skryf, God in die visioen vir God ontmoet, wat Jesaja sy eerste reaksie, dit is klaar met my. Want ek is nou hier in die teenwoordigheid van die heilige God. Toe Jesus vir Petrus roep, wat is Petrus die reaksie? Here Jesus, gaan weg van my af, want ek is nie waardig nie, want U is 'n heilige God en ek is maar net 'n mens. En omdat God heilig is, omdat God goed is, omdat daar niks sleg of boos of onrein in God se hart is nie, is dit vanselfsprekend dat God kwaad sal wees oor enige iets wat gebroken is en nie is soos wat hy dit oorspronklik gemaak het nie. En julle, ons moet dit nooit vergeet nie, dat sonde is nie maar 'n klein probleempie nie. Sonde is nie maar iets waarmee ons as mense met elke nou en dan stoei, ag maar weet jy wat, ons is maar net mense, en God verstaan ons is maar net mense, so dis eintlik nou nie 'n groot ding nie. Sonde is 'n massiewe ding. Die stinkend en gebrokenheid in hierdie wêreld en in jou lewe is 'n massiewe groot probleem. En die uiteinde daarvan is nie siekte nie. Die uiteinde daarvan is die dood. Die woord sê vir ons dat ons was na God se beeld geskape. Ons is rein geskape, mooi geskape. Maar in ons was daar iets aan die werk en in hierdie wêreld is daar iets in die werk wat ons verander in ander mense as wat God ons geskape het om te wees. Daar's iets in ons wat die hele tyd ons wil trek na die wêreld toe en weg van God se hart en God se wil en God se plan vir my lewe. En as ek toegee aan daai stem, aan sonde in ons lewe, aan die boosheid in hierdie wêreld, is die uiteinde daarvan die dood. En dit maak God kwaad. Hoekom? Want hy's lief vir ons. En julle sien, dit verander die prentjie so bietjie. Want ons moet altyd onthou, die woord sê vir ons, God is liefde. So alles wat hy doen, alles wat hy voel, alles wat hy dink, alles wat hy is, kom uit liefde. En daarom, wanneer ons in hierdie woorde lees, U was kwaad vir my, maar U is nou nie meer kwaad vir my nie,
en ons lees van God se woede en die feit dat God kwaad raak, moet ons altyd onthou, God raak nie kwaad uit haat of uit spyt uit nie. God word kwaad vanuit liefde. Wanneer God kwaad raak, is dit vanuit 'n plek van liefde, waar hy na my en jou kyk en hy sê, kan jy nie sien wat jy besig is om te doen nie? Kan jy nie sien wat jy besig is om aan jouself te doen nie? Kan jy nie sien wat jy besig is om aan ander te doen nie? Enigiemand van ons wat vanoggend hier sit wat die voorreg het om 'n ouer te wees of 'n oupa en 'n ouma te wees, as jy sien jou kinders is besig om iets te doen wat hulle seermaak, raak jy nie kwaad daaroor nie? Raak jy nie woedend daaroor nie? En tog kom jy vanuit 'n plek van liefde uit, nie? Want dit is, kan jy nie sien dat jy besig is om jou seer te maak nie? Kan jy nie sien dat jy besig is om nie jou volle potensiaal te bereik nie? Kan jy nie sien dat jy jou en ander mense in jou lewe seermaak nie? Kan jy nie sien dat die pad waarop jy nou is sleg vir jou, dis skadelik vir jou nie? Dit kom vanuit 'n plek van liefde, nie vanuit 'n plek van haat nie. God is nie 'n God wat in die hemel sit en vreugde daai put om ons geloof te toets elke nou en dan, en as ons wel 'n fout maak, dan dink hy een of ander nuwe straf uit nie. Dis nie wat God se woede is nie. Julle kanker is nie 'n teken daarvan dat God kwaad is vir my nie. God maak nie mense siek omdat hy kwaad is nie. My huwelik wat uit mekaar uitspat is nie 'n teken dat God kwaad is vir my nie. Die feit dat ek afhanklik is van sekere alkohol of pynmedikasie of dwelms is nie 'n teken dat God kwaad is vir my, so hy toets my die hele tyd nie. Dis nie hoe dit werk nie. God is 'n God van liefde. En God raak kwaad wanneer hy sien dat ons seer kry. En wanneer ons ander mense seer maak. En dit bring ons by die hart van die saak. Want julle sien, God se hart vir my en jou is dat ons in sy teenwoordigheid sal lewe. Dat ons sy seën sal beleef. Dat ons sy oorvloed in hierdie lewe wat hy vir ons gedagte het, vir onsself sal beleef, maar dat ons ook dit vir ander sal beleef, dat ons 'n seën vir ander sal wees. En God het vir ons gesê, hier gee ek vir julle die geheim daartoe. Hierso is die sleutel daartoe. As jy die lewe wil lewe wat ek vir jou in gedagte het, as jy my wil vir jou lewe wil verstaan, as jy wil weet van my hart wat klop met soveel liefde vir jou, as jy my seën in jou lewe wil beleef, en as jy 'n seën vir ander se lewe wil wees, hier is die geheim. Hier is die sleutel. Ek gee dit vir julle. En al wat ek vir julle vra, is leef hier volgens. Want as julle lewe volgens my riglyne vir julle lewe, as julle lewe volgens my wil vir julle lewe, as julle lewe volgens die voorbeeld wat Jesus vir julle kom stel het, dan sal julle geseënd wees. Dan sal julle die lewe in oorvloed hê, in hierdie lewe en in die ewige lewe hierna. En julle, hierso is die hartseer ding, en half die ironiese ding. God gee vir ons hierdie perfekte wil vir ons lewe. Hy gee vir ons die sleutel tot hierdie lewe. En hy sê vir ons, elke woord wat julle hier binne vind is goed. Jy sal niks slegs hier binne vind nie. Elke riglyn wat julle hier binne vind, is tot voordeel van jou en is tot voordeel van ander. Elke woord en lettergreepie wat julle hier binne vind, as julle dit lewe, sal my naam verheerlik. En dan kom God en God sê, maar ek gaan nie my wil op jou afforceer nie. Ek wil hê jy moet kies. Of jy my gaan lief hê, of jy my gaan dien, en of jou eie kop gaan volg, jou eie wil gaan volg, en ander afgode gaan dien. En omdat God 'n God is wat vir ons vrye wil gee, is wat ons dikwels beleef as God se straf, is eintlik maar net God wat ons toelaat om die gevolge van ons eie keuses te beleef. Israel, in hierdie tyd van Jesaja, was in ballingskap weggevoer. Nie omdat God 'n straf uitgedink het nie, maar omdat Israel gekies het om ander afgode te gehoorsaam en te dien.
Israel was slawe in Egipte en moes deur 'n hele woestyn tog gegaan het. En ons lees keer op keer in die Bybel dat die Here hulle oorgegee het aan die gevolge van hulle eie keuses. Hulle het dit beleef van hulle lywe. En keer op keer hoor ons die stem van die Here wat sê, kom terug na my toe, draai terug na my toe. Dit is wat ons hier in Jesaja 12 lees, waar ons lees, Here, U was kwaad vir my, maar U is nou nie meer kwaad nie. Die letterlike vertaling sê, die Here se woede het nou weggedraai van ons af. Want die oomblik wanneer ons terugdraai na die Here toe, die oomblik wanneer ons terugdraai na God se wil vir ons lewe toe, dan bedaar daardie woede. En dan kom die Here se hart tot rus. En dan beleef ons daardie liefde en genade en oorvloed, waarvan ons in die woord lees. Julle, as ons ooit 'n bewys soek, dat God nie 'n God is wat vanuit woede uit ons oordeel nie, moet ons net kyk na die kruis. Want dit is wat God vanuit sy kwaad gedoen het. God was so kwaad oor die feit, dat ek en jy met ons lewe op die dood uitgeloop het, dat hy 'n plan gemaak het, om na ons toe gekom het, en ons te kom red. Wanneer ons kwaad raak vir mense, stoot ons hulle weg. God se hart is 'n God wat na mense toe kom, en ons red, elke keer, keer op keer, weer en weer. En die kruis is die getuienis daarvan, dat niks wat ons ooit doen of sê, ons ooit uit God se hand uit kan ruk nie. Want hy is ons redder, hy is ons verlosser. Hier is iets interessants in hierdie gedeelte wat ons lees. As ons hier lees, dat God is my redder in vers 2, ek vertrou op hom, ek is nie meer bang nie, die Here is my God, is my krag en my beskerming, hy is my redder. Daai tweede, hy is my redder in die Hebreëus, beteken eintlik, God is my redder, en hy is besig om my redding te word. Waarom is dit vir ons belangrik? Want hierdie gedeelte sê vir ons, God is my redder. Maar daardie werklikheid moet elke dag van my lewe vir my 'n groter werklikheid word. Maak dit vir julle sin? Die feit dat God my gered het, ons weet dit, ons glo dit, ons het dit in ons harte geneem. Maar ons moet elke enkele dag van ons lewe, soos wat ons groei in ons verhouding met die Here, God se redding meer aanvaar, 'n groter werklikheid in my lewe maak, groei in my verhouding met die Here, sodat wie God is, elke dag vir my groter werklikheid sal word. Waarom is dit belangrik? Want as ons praat oor God as 'n redder, en ons begin heel by die begin, toe Israel in Egipte as slawe was, hoe het God hulle gered? Vir hulle hoop in Egipte gegee, nie het hulle uit Egipte uitgeneem. Toe Israel deur die woestyn getrek het op pad na die beloofde land toe, het God vir hulle gesorg in die woestyn, maar die doel was altyd dat die woestyn tog op 'n stadium moet einde kry en daar vir hulle 'n beloofde land gegee sal word. Toe Jesus vir Petrus gered het terwyl hy besig was om te sink, het Jesus nie Petrus se hand vasgehou terwyl hy in die water was nie. Jesus het hom uitgehelp. En toe Jesus vir ons aan die kruis kom sterf het Jesus nie vir ons gesê, ek kom red jou en ek gee vir jou hoop, maar ek los jou hier in hierdie ou lewe van jou nie. Jesus kom haal ons uit hierdie ou lewe uit en hy gee vir ons 'n nuwe lewe. Redding beteken uit die oue na die nuwe, uit dit waarin jy vasgevang is, in iets nuuts in vir my en jou. En baie van ons hoor die boodskap dat Jesus ons redder is, glo dat Jesus vir ons aan die kruis gesterf het, weet dat Jesus ons verlosser is, maar nog steeds sit ons vas in ons ou lewe, in ons ou manier van gebruike, ons ou manier van dink en doen, dieselfde dinge waarmee ons elke dag worstel. En Jesaja sê, ek en jy moet besef dat God my redder is, en dan moet ek so saam met God lewe, dat God as redder elke dag meer en meer my redding word. Dat ek elke dag leer om God te vertrou vir sy redding oor my lewe. Dat ek 'n pad saam met God stap. Dat ek nie net een keer in my lewe na God toe draai nie. Elke oggend as ek wakker word, maak ek 'n keuse om vandag weer eens
na God te draai. Om vandag weer eens God se wil te soek. Om vandag weer eens my vertroue in God te stel. Vriende, die Bybelse woordjie vir bekering is 'n woordjie wat beteken ek draai nie net een keer terug na die Here toe nie. Elke dag van my lewe draai ek na die Here toe. Ek kies hom elke dag weer. Sy wil vir my lewe, sy redding oor my lewe, sy plan vir my lewe. En wanneer ek aanvaar dat Jesus my redding is, dan besef ek dat Jesus het alles aan die kruis gedoen om my uit die plek van my ou lewe uit te kom red. Hy het my van die dood kom red. Hy het my van die sonde kom red. En hy gee vir my nou 'n nuwe lewe. Die oue is verby, die nuwe het gekom. En daarom kan ek nie as 'n kind van die Here maar net vasgevang lewe in my ou self nie. Daarom moet ek elke dag deur die krag van die Heilige Gees 'n nuwe lewe lewe, want ek is iemand wat gered is vanuit die plek waar ek was en op 'n nuwe plek gesit is met 'n nuwe lewe wat God vir my in gedagte het. En dit kan ek net doen as ek elke dag 'n pad saam met die Here stap. Julle God se redding is nie net die ewige lewe nie. Dit is die som totaal van God se redding, die feit dat ons na hierdie lewe die ewige lewe het. Maar God as redder is vandag reeds waar vir elkeen van ons, vir elke situasie van jou lewe. Daar is vandag vir jou redding vir elke situasie waardeur jy as mens moet gaan. Maak nie saak hoe groot jou probleme is nie, maak nie saak hoe groot die uitdagings is waardeur jy gaan nie, maak nie saak hoe groot daardie probleem is waarvoor jy nie 'n oplossing kan vind nie, maak nie saak hoe sleg daardie nuus is wat jy gekry is nie. God is ons redder. En hy beloof om te sorg vir my en jou, elke oomblik van elke dag. Dit beteken daar is hoop, selfs in die donkerste van tye. Dit beteken daar is uitkoms, alselfs al kan ons nie die uitkoms sien nie. En dit beteken ek en jy weet dat eendag, wanneer die swaar kry van hierdie lewe verbygaan, dan wag daar 'n ewige lewe vir ons. God se hart is 'n God wat my en jou red, omdat hy ons liefhet. Dit is 'n God wat kwaad is vanweë die stikkend en die seer in hierdie wêreld, en iets daaromtrent moes doen en wou doen. En wat het hy gedoen? Hy het ons nie weggegooi nie. Hy het ons nie oorgelaat aan onsself nie. Hy het ons kom red. Vir ons 'n nuwe kans kom gee. Tweede kans kom gee. Dis 'n kosbare geskenk wat ek en jy elke dag van ons lewe moet waardeer en daarin moet lewe. Hierdie gedeelte eindig. Reg deur hierdie gedeelte kry ons woorde wat gesê word. Kyk, sing, verkondig, juig. Jesaja 12 begin en sê, kyk die redding wat die Here gedoen het. Hy sê ek sal sing oor die redding wat die Here gebring het. Hy sê ons moet juig oor die redding wat die Here gebring het. En my gebed vir oggend vir elkeen van my en jou, vir elkeen van ons wat ver oggend hier is dat die Heilige Gees opnuut weer die oë van ons harte sal oopmaak. Dat ek en jy opnuut weer elke dag sien hoe God ons redder is, elke dag van ons lewe. Dat ons weer bewus sal raak daarvan. Want ons kan partykeer so vaskyk in die stikkend en die seer en die uitdagings rondom ons, dat ons die tekens van God se redding miskyk. En ek het aan die begin gesê, die blote feit dat ons asemhaal is 'n geskenk van die Here. Mag ons dit raak sien, mag ons dit besef, mag ons dit weet, en mag ons uit dankbaarheid vir ander daarvan vertel. Sodat net soos wat daardie kerkie 'n plaas gekoop het, en die hele Vrystaat wou moes weet dat God hulle redder is, toe noem hulle dit Reddersburg, mag jou lewe 'n getuienis in hierdie wêreld wees. Wat sê, wil jy weet wie is my redder? Dis Jesus Christus. Ek wil vir jou vertel van sy redding in my lewe, sodat jy hom ook kan ken, soos ek hom ken. Mag dit so wees vir elkeen van ons. Kom ons bid saam.
Here Jesus, U is ons redder. U is ons verlosser. En Abba Vader, die feit dat Jesus vir ons aan die kruis kom sterf het, is vir ons die getuienis van U hart wat klop vol liefde en genade vir elkeen van ons. Here, dit is soms vir ons ongemaklik as ons verse soos vandag moet lees, waar ons lees van U woede, die feit dat U kwaad is, Here. Maar Here, ons hoor vandag dat dit ook uit 'n plek van liefde kom. Want Here, U begeer dit wat goed is vir elkeen van ons. Here, dit is U hartklop dat ons U lewe in oorvloed sal beleef. Here, dis 'n mooi lewe. Dis 'n lewe waarin ons U seën en U beskerming en U genade elke dag beleef. En Here, dis ook U wil dat ons 'n seën vir ander moet wees. En Here, natuurlik sal dit U Vader hart kwaad maak wanneer U moet toekyk hoe ons deur ons keuses Here ons self seermaak, selfs ander mense seermaak. Here, dit maak U hart kwaad wanneer U moet beleef hoe ons deur ander se keuses seer gemaak word. Here, natuurlik moet dit U hart kwaad maak wanneer U sien dat ons wat U so lief het, dat U 'n ewigheid saam met ons wil hê. Here, besig is om deur ons eie keuses en die dinge wat ons doen, net een pad te hê, een bestemming te hê, en dit is die dood. Here, dankie dat U ons nie wegstoot nie. Dankie dat U ons nie weggee nie. Dankie dat U ons nooit weggooi of moed verloor met ons nie. Maar Here, dankie dat U juis vanuit 'n plek van liefde 'n plan gemaak het en ons kom red het, Here. Here, dankie dat U ons redder en ons verlosser is. Dankie Here dat die kruis skree vir ons, dat niks of niemand, nie eers ons eie keuses, ons ooit van U liefde kan skei nie. Here, baie dankie vir die nuwe lewe wat U vir ons kom gee. Dankie dat die ou verby is en die nuwe het gekom. En Here, vanoggend bid ek vir elke een van ons, vir elke kind van die Here vanoggend in hierdie diens, of waar hulle ook al in die wêreld is, Here, wat nog steeds vasgevang sit in 'n ou manier van dink en doen, in 'n ou manier van lewe. Here, in wie se lewe U redding nog nie tot volheid gekom het nie. Ek bid dat U die ketting sal breek, Here, wat hulle vashou. Here, ek bid dat U verlossing, U liefde, U genade, U hartklop vir ons 'n werklikheid sal word, Here. Ek bid deur die Heilige Gees, Here, dat U ons sal help, dat die ou mens sal sterwe saam met Jesus aan die kruis. En sodat die nuwe mens sal lewe saam met U. Here, sodat dit nie meer ons is wat lewe nie, maar Jesus wat in ons lewe. Here, U is ons redder. U het ons kom red. En ons vra dat daardie redding elke dag 'n groter werklikheid in ons lewe sal word en al meer deur ons lewe sigbaar sal word. Ja, Here, mag ons so lewe dat ander daar buite sal sien en hoor en weet wie ons redder is. Jesus Christus, ons Here. Aan U kom toe al die lof, aan U kom toe al die eer tot in ewigheid, Here. Dankie vir U liefde en U genade, onbeskryflik groot. Dankie dat U ons red elke dag, altyd weer. Ons loof U en ons prys U naam daarvoor. Amen. Julle kan maar staan. Ons gaan afsluit met Here Jesus my redder. Dankie Here. Here Jesus my redder.
Hier daar is niemand soos U. Laat elke dag alles wat ek doen vol wees van U liefde, Heer. My skuilplek, my trooster, veilige vesting van krag, met hart en stem, als wat ek het, bring ek aan U Heer. Kom laat ons juig, kom ons sing voor die Here, sing van sy mag, van sy grootheid en krag. Berge buig neer en die see reis saam by die antwoord van sy naam. Ek wil U prys want U is my skepper. Ek wil U loof in my lewe lang hier. Niks vergelyk met die liefde en sorg vir my. Heer Jesus, my redder, Heer daar is niemand soos U. Laat elke dag als wat ek doen vol wees van U liefde, Heer. My skuilplek, my trooster, veilige vesting van krag, met hart en stem, als wat ek het, bring ek aan U Heer. Kom laat ons juig, kom ons sing voor die Here, sing van sy mag, van sy grootheid en krag. Berge buig neer en die see reis saam by die antwoord van sy naam. Ek wil U prys want U is my skepper. Ek wil U loof van my lewe lang hier. Niks vergelyk met die liefde en sorg. Niks vergelyk met die liefde en sorg. Niks vergelyk met die liefde en sorg vir my. Niks vergelyk met die liefde en sorg vir my. Kom ons seën mekaar met die seën van die Here. Liewe gemeente, vriende, kinders van die Here, mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde en die redding van God ons Vader en die krag van die Heilige Gees met jou wees en bly, elke oomblik van elke dag. Die Here seën jou, gaan wees 'n seën vir ander. Amen. Wat 'n vriend het ons in Jesus, hy wat in ons plek wil staan. Wat 'n voorreg om gedurende tot God se troon om te gaan. Hoe vermeer ons tot die Vrede, hoe dikwels lei ons van. Net omdat ons nie ons nodig
dan ons swakheid.